Ons moet seker begin, né? Kuier so lekker. Goeiemôre, liewe vriende. Ek wil sommer vir jou geleentheid gee. Jy het nou lekker gekuier, maar dalk vir ouens wie jy nou nog nie raak gesien het, die sê net so rondom jou goeiemôre. En dis lekker dat ons mekaar hier so sien. Vir die van julle wat besoekers is, baie welkom ook vanoggend hierso. Ons wil vir julle, as daar nuwe intrekkers is, ek vergeet ook altyd om dit te sê, ons wil julle graag ontmoet, so kom na die tyd en kom sê hallo. Ja, en vir ons vriende wat op YouTube inskakel, ook baie welkom aan julle. Het is altyd vir ons ook 'n voorreg om julle saam met ons in die erediens te hê. So vinnig 'n paar afkondigings, hulle het nou so geflits. Ons gaan kyk hoe ons tieners bymekaar kom. Ons het nog al 'n besige oggend, want ons gaan lekker braai hierna en kuier. Dinsdag praat ons as ons mekaar help. Galasiërs oor hoe die Gees vir ons sê hoe ons mekaar moet reg help. Daar is nogal 'n interessante stukkie daar. Jy kan hom sommer by jou eie ook gaan deurlees, Galasiërs 6, vers 1 tot 10. Ons manne kuier donderdag 6:15 kuier ons saam. Daar's ons verjaarsdag vir die week wat kom. En braaihout, as jy braaihout nodig het. So dit is min of meer ons afkondigings. Ek weet nie, is daar nog iets wat ons moet afkondig? Sê weer? Pannekoeke, dankie Jan. Dankie, daar's pannekoeke na die tyd, wat oorgebly het nou van gister af. So dis demos, maar daar's nie aangehap nie. As jy na die tyd vir jou pannekoeke wil kon kry, dis teen halfprys, dink ek, R20 vir 20 vir 5. Nee, dit moet nie, dit moet 'n nagereg wees vir die braaivleis. Ja. Goed. So onthou dit. Dankie Jan dat jy vir my onthou. Vriende, dit is so 'n regtig lekker voorreg om vanoggend hier by mekaar te wees, mekaar raak te sien. Wanneer ons mekaar raak sien, dan weet ons sommer net, daar's lewe en ons is hier by mekaar, sien mekaar raak. Dit is lekker om mekaar raak te sien. Ons is hier by mekaar in die Vaderhuis. En in die Vaderhuis behoort dit veilig te wees. In die Vaderhuis behoort dit te wees dat ons mekaar geniet en vir mekaar sê, dis goed om jou raak te sien. Dis waar ons vanoggend is. Ons het verlede week so 'n bietjie gepraat oor Jesus wat die deur vir ons kom oopmaak het na die Vaderhuis toe. Die Heilige Gees wat vir ons herinner daaraan, wanneer God die Vader vir ons ontvang in sy huis, die Heilige Gees wat vir ons herinner daaraan, onthou, jy's kind van die Here. Jy weet dit vanoggend, moet jy dit ook weet. So Jesus maak die deur vir ons oop. Die Vader ontvang vir ons en die Heilige Gees herinner vir ons daaraan dat ons kinders is. Dis die groet waarmee ek vanoggend vir jou wil groet hierso in die Vaderhuis. Mag jy die vrede van God se seun, God die Vader en God die Heilige Gees diep binne in jou hart ervaar. Amen. Ons verloop van ons erediens gaan so bietjie verander vanoggend. Ons gaan nie nou wegspring en sing nie. Ons gaan eers 'n stukkie preek en dan gaan ons sing en dan gaan ons weer 'n stukkie preek en dan gaan ons weer sing. So ons begin vanoggend met hierdie in die Vaderhuis. Dit is nie altyd so veilig tussen gelowiges nie. Lukas 11 vertel vir ons, Lukas 15 vertel vir ons hiervan die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die Fariseërs en skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet self saam met hulle.
So, hulle sê, weet jy, daar's ouens wat nie welkom is nie. Hulle sê vir Jesus, weet jy met wie het jy te doen? Daai ding, daar's mos 'n lekker Afrikaanse spreekwoord van wat men jou met die semels, dan vreet die varke jou. So hulle sou dit eintlik vir hom kon sê. Jy meng jou met die semels, né? Dis nie vir hulle aanvaarbaar nie. So wie is welkom? Wie is welkom in die Vaderhuis? Ons het baie keer 'n idee oor wie welkom is in die Vaderhuis, oor dit wat vreugde gee in die Vaderhuis. En Jesus het gelukkig 'n ander idee. En daarom kom vertel hy 3 verhale hier uit Lukas 15 uit. Jy ken hulle baie, baie goed. Jesus begin en hy vertel die verhaal van die ou wat 100 skape het, né? En die een skaapie raak weg en wat doen die herder? Hy los die 99 en hy gaan soek daai een skaapie wat weggeraak het. Ons lees saam. En as hy hom kry, is hy bly en tel hom op sy skouers. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: "Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat weg was weer gekry." So hierdie herder is baie bly oor hierdie skaap wat hy gekry het, hierdie een wat weggeraak het. Hy gaan soek hom en hy kry hom en hy sê vir sy vriende: "Kom." Dis die eerste storie. Tweede storie. Vrou met munte en een van haar geldstukke raak weg in haar huisie. En dit is net nie in plek nie. Ek weet nie of jy al daardie ervaring gehad het as iets weggeraak het. Ek is ongelukkig kort as ek in daai ding. Waar het ek dit gesit? Ek weet ek het dit gehad. Iets is nie lekker hier binne nie, dit krap aan jou. Ek het so, Jana sal nou weet, ek het so flits, so lekker swart flitsie vir Kersfees gekoop 2023, trekkery, weg is die flits en dit krap aan my. En Jana lag en sê, ja, ek weet wat gaan jy kry vir Kersfees. Jy kan weer 'n flits kry. En soos wat ons die tasse uitpak en goed, hier in 'n kantsakkie vraggies. Daar's hy. En dis amper half soos 'n legkaartstukkie wat, daar's hy. Hy's in plek. Ek het hom gekry. Hierdie vrou, haar een muntstuk is weg en dit krap aan haar. Sy maak die hele huis skoon. Spring clean daai huis van haar. En dan, as sy daai verlore muntstuk kry, as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, sê Jesus, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Dis die tweede verhaal van weggeraak en gekry. Die derde verhaal is amper half, Jesus bou hom amper half op. Jy weet, okay, 'n skaap wat weggeraak, okay. Muntstuk wat weggeraak, okay. Derde een, verlore seun. Die seun wat sê, ek wil nie meer by julle bly nie. Die seun wat sy pad kies, tussen die varke, met die semels meng en tussen die varke eindig. En wat sê, maar is beter by my pa. Ek sal teruggaan na my pa toe. Maar ek sal as 'n slaaf vir hom gaan werk. Want ek is nie werd om sy kind genoem te word nie. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. En sy pa sê vir die werkers daar, jy ken dit so goed, man, bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Vreugde. Die derde verhaal is die verhaal van verhoudings. En dis wat Jesus eintlik vir die skrifgeleerdes wil sê, jou prentjie van God moet nie 'n prentjie van reëls van moets en moenie wees nie. Jou prentjie van God moet die prentjie van verhoudings wees. Van 'n pa wat bly is oor sy kind wat terugkom. Kan jy jou indink oor die vreugde van die Vader, Seun en Heilige Gees omdat sy kinders tuis kom?
omdat hulle by hom aan huis kom. Miskien vertel Lukas die verhaal, want jy en ek kan dalk so 'n bietjie daarmee identifiseer, né? Dat wanneer jy wag vir jou kind wat dalk op 'n ander plek bly om by jou te kom kuier, ons middelkind het nou vir ons kom kuier en ons sien uit en ma maak die kamer reg. Sien uit daarna, jy tel die dagies af, jy sien partykeer hoe ouens op Facebook sê nog net 10 dae, nog net 5 dae, as my kinders hier of gaan ek na my kinders toe. Miskien vertel Lukas dit omdat ons dit so goed daarmee dalk kan identifiseer. Van daar is blydskap wanneer vriende, familie, ouers, kinders by mekaar kom. Soos wat daar was in hierdie laaste verhaal wat Jesus vertel het. Hierdeur wil Jesus iets vir ons deurgee van God se Vaderhart. Vriende, as jy God se hart wil verstaan, moet jy en ek iets verstaan van die vreugde van verhoudings, die vreugde daarvan om te mag lief hê, om mekaar te kan ontvang, mekaar te kan laat tuiskom. Natuurlik, wanneer ons dit ervaar, wanneer ons sê, Here, U het vir my so lief, dankie daarvoor, is daar mos nou kinderlike vreugde by ons ook, om te sê, ek is by my Vaderhuis, hier mag ek wees, dankie daarvoor, Here. Godsdiens is nie ingewikkeld. Godsdiens moenie 'n klomp moets en moenies wees, waar jy die heeltyd amper al voel, jy's in 'n landmynveld, jy weet nie wanneer trap jy die volgende landmyn af van wat moet en wat mag en nie. God se verhouding met ons is die verhouding waar hy sê, jy's my kind, ek is jou vader. Natuurlik is daar reëls aan hoe ons mekaar liefhet, maar dis nie reëls wat vir jou moet ongemaklik laat voel nie, dis reëls wat vir jou veilig moet laat voel. Jy sê, ek is hier in my Vaderhuis. Dan breek daar by ons kinderlike vreugde deur. Te sê, Here, dankie, ek voel nie altyd so goed oor myself nie. Dankie dat U vir my sê, ek is U kind. Dankie dat ek goed kan voel in U teenwoordigheid. Dankie dat ek kan weet dat U vir my liefhet. Psalm 103, as ek dit dink aan kinderlike vreugde, dan dink ek altyd aan Psalm 103. Wat sê Psalm 103? Ek wil die Here loof met alles in my. Sanggroep, julle kan so lank regmaak, terwyl ek hier so 'n bietjie stil staan by Psalm 103. Ons gaan die Here nou loof en prys. Skrywer van Psalm 103 sê, ek wil die Here loof. Here, ek wil U naam groot maak. Met alles in my wil ek die Here se grootheid prys. Alles wat binne in my is, my hele mens wees. Ek wil nooit vergeet hoe goed die Here vir my is. Loof hom. Dis hy wat my vergewe as ek verkeerde dinge doen. Hy maak my gesond. Ek hoop jy hoor dit vanoggend, die Hemelse Vader wat vanoggend vir jou sê, my kind, ek gee vir jou die genesing vir jou innerlike seer wat jy nodig het. My kind, ek vergewe vir jou 100%. Ek maak jou nuut. Ek wil saam met jou nuwe tree begin, ons tema vir die jaar. Ek wil saam met jou nuwe tree begin. Vers 10 sê Psalm 103 verder. Hoe werk die Here met ons? Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is hy liefde vir die wat hom dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Vers 13, hoor. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. En dis die wonderlike van vanoggend se vreugde boodskap, dat die Here vir ons ontvang, dat hy ons, daar nie 'n einde is aan sy liefde nie, en dat hy ons oortredinge van ons af verwyder, ver weg, dat hy soos 'n vader hom sy arms oopgooi, vir ons ontvang,
vir my kind sê, welkom tuis in die Vaderhuis. So, nou reageer ons op God die Vader, op ons Vader, en ons gaan vir hom sê, Here, so dankie vir u goedheid in ons lewe. Kom ons loof die Here. Duisend redes en nog baie meer om die Here te loof en prys. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise song in me. 10,000 years forevermore.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. So in hierdie 3 verhale wat Jesus vir ons vertel, is daar 2 goeters wat dieselfde is. Die een het ons nou oor gepraat, daar's blydskap en daar's vreugde oor die verlore een wat gevind word. Dis die een konstante een in al 3 verhale. Die ander konstante in al 3 die verhale is dat hierdie vreugde nie alleen gevier word nie. Die herder roep sy vriende en sê, ek het my verlore skaap gekry, kom en wees saam met my bly. En die vrou nooi haar vriendinne en sê, my muntstuk was weg gewees, kom en saam wees bly saam met my. En die pa sê, hoor hierso, my kind is terug, ons gaan fees vier, kom julle, kom ons kom by mekaar, want hierdie kind van my was dood en hy lewe weer. Vreugde saam. En dit is eintlik so, né? As 'n mens bly is oor iets, as mens blydskap ervaar, wil jy dit altyd graag deel saam met iemand. Saam met iemand bly wees. En daarom is ons vreugde vanoggend is 'n saamvreugde. As hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar, wees saam met my bly. As hy dit kry, roep sy haar vriendinne. As die pa sê, toe vir die oudste seun wat kwaad geword het, aan een kant staan sê, nee man, ons het nodig om saam bly te wees oor hierdie broer van jou. Saamvreugde. Saamvreugde is die liggaam van Christus. Ons deel in mekaar se vreugdes en in mekaar se pyn. Dit is ook hoe die Here vir ons is geskenke vir mekaar. Ek hoop jy besef dit, dat ons geskenke is vir mekaar en dat ons saam kan bly wees en dat ons mekaar ook saam om die skouer kan vat en sê ek is jammer as daar pyn en as daar hartseer is. Paulus praat daarvan in 1 Korintiërs 12, né? 1 Korintiërs 12 is die hoofstuk eintlik oor die gawes van die Gees. Die grootste gawe van die Gees is die liggaam van Jesus Christus, jy en ek. As een lid ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. So ons is verbind aan mekaar. Ek gaan nou vir Anton en vir Anita vra dat hulle vir ons die Bybel kom oopmaak en vir ons kers kom aansteek. Daar's 'n spesifieke rede ook daarvoor. As julle na vore sal kom asseblief. Ons sê vanoggend vir hulle totsiens. So dit is nie vreugde nie. Dit is hartseer vir ons. Hulle was 24 jaar, was hulle deel gewees van die gemeente. En maar ons wil julle omarm, wil ons julle wegstuur en vir julle sê baie dankie dat julle deel was van ons. Anita, jy kan vir ons die Bybel oopmaak. Mag die woord van die Here ook in julle nuwe blyplek. Maak jy sommer daar by Joshua oop, né? Sien ek. En dan dink ek sommer aan die Here wat vir Joshua sê, moenie bang wees nie. Ek trek saam met jou. As Joshua onseker is oor hierdie nuwe land wat hy met inneem, wil die Here ook vir julle vanoggend sê, moenie bang wees nie. Ons trek saam met julle.
En dankie vir dit wat julle beteken het. Ek is nou maar so kort deeltjie hier, maar hier is 'n klomp hier wat met trane sit en jammer is oor julle wat weggaan. Want julle het mekaar se lewens gedeel, mekaar se hartseer en mekaar se vreugde gedeel. Dankie daarvoor. Ek wil 'n gebed doen vir julle en vir julle wegstuur ook met die seën van die Here. Here, dankie dat U ons vir mekaar gee. Dankie dat U die lig is in ons lewe. Dankie vir U woord. Dankie vir Anton en vir Anita. En ook in hierdie groot traumatiese tyd van oppak en trek en hervestig. Here, gee vir hulle krag vir elke dag. Wees by hulle, Heilige Gees, herinner vir hulle daaraan dat hulle nooit alleen is nie. Dit bid ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Daar sy. Dankie. Baie dankie. Kindertjies, julle moet by my kom kuier. En dan hoor ons natuurlik van verjaarsdae vanoggend. Is daar verjaarsdae onder julle? Staan hier so by my, Arlo. Het lekker verjaar. Hoe oud is jy nou? 7. Daar nog verjaarsdagmaatjies? Is daar verjaarsdagmaatjies in die by ons groot mense? Môre eers. Maar ons gaan vir jou so lank dankie sê, Margriet. Baie geluk, so by voorbaat, ja. Dit is so naby ons kan. Baie geluk. En is daar nog verjaarsdagmaatjies nie? Kleinkind. Ek dink julle vis nou vir sjokolade. Wanneer verjaar jou kleinkind? Vandag. Ons gaan vir jou sjokolade gee. Ja, ons gaan vir jou sjokolade gee, ja. Daar sy. So, Arlo, daar's vir jou. Wie gaan vir my posmanne of posvroue gee? Sis, daar vir Anina daar agter en vir Tannie Margriet hier voor, sis. Daarso. So deel ons aan mekaar se vreugdes. Is daar enige huweliksherdenkings gewees in die week? En dis altyd 'n moeilike vraag, want dalk was daar en jou man het vergeet en dan is hy in die moeilikheid. So ek vra dit versigtig. Geen. Ander vreugdes wat daar was. Daar was vreugde gewees met 'n musiekblyspel. Wat Ashton, dit is een van my laagtepunte dat ek nie daarby uitgekom het nie. Maar ek het by die ouens gehoor wat daar was, hoe pragtig dit was. Dankie daarvoor dat julle daardeur iets mooi inbring in ons samelewing. En gister was ons hier saam met Chris Koetser, so lekker musiek geluister. Dit was baie lekker gewees. So deel ons in mekaar se lewe, liewe vriende. En ook in die leed, ook in kom ons maak net eers die gelukke klaar. Ons gaan vir hulle sing. Dink jy ons kan vir hulle sing? Arlo, kom staan hier by my, nou het jy alweer weggeraak. Kom ons sing vir hulle. Veels geluk, liewe maatjies, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Hip hip, hoerij! Hip hip, hoerij! Daar sy. So baie geluk en geluk aan al julle wat soveel ingesit het met julle musiekblyspel. Daar's ander mooi dinge wat gebeur wat ons lewens vol maak en wat ons lewens mooi maak. En ons sê baie dankie daarvoor. En daar is, ons sê ons nou, ons deel in mekaar se vreugdes en ons deel in mekaar se leed ook. So ons doen voorbidding. Ons doen voorbidding vir ouens wat in die hospitaal is. Babsie wat met kanker sukkel, Eugene wat in operasie is en Anton, waar is jy Anton? Jou pa wat ook in die hospitaal is. Ons wil dink aan hulle. En
Ja, sommer net vir hulle aan die Here opdra. Anton, asseblief, as jy ook vir hom aan die Here kan opdra. Vir Babsie hulle, vir François hulle. En miskien is daar iemand in jou gedagtes op hierdie oomblik wat jy weet wat dit nodig het. So daar waar jy is, wil ek vir jou vra, dra hulle aan die Here op. Kom ons raak 'n oomblik stil en ons dra vir hulle op aan die Here. Here, deel van ons vreugde van familie wees is om te gee vir mekaar. En daarom kan ons in gebed ook intree vir hulle met wie dit moeilik gaan met hulle gesondheid, wat in die hospitaal is. Hou vir hulle vas deur u Heilige Gees. Laat u goddelike teenwoordigheid genesing en vertroosting bring. Amen. En nou gaan ons die Here loof, want wanneer ons as familie by mekaar is, wil ons vir die Here sê dankie. Dankie dat ons by mekaar kan wees en dat ons die lewe kan geniet. So, loof hom met die tromme, loof hom nie met die hark nie, met die harp. Loof hom met die klinkende simbale. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. En dan gaan ons die Here verder prys, die hemele, die aarde, die engele, saam met die engele gaan ons nou sê, Here, groot is U naam. Prys die Here vanuit die hemele, prys die Here, alle engele, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys die Here en sy grote naam. Prys die Here van die aarde af, uit die see en van die berge af, prys hom bome, diere, plante en riviere, prys die Here en sy grote naam. Prys die Here, alle volke saam, mans en vroue, prys die eerste naam, prys ons koning, vorste, oud en jong tesame, prys die Here en sy grote naam. Is my Here, en ek prys U naam, is verheerlik, oor my loflied gaan, deur die majesteit, strek oor aard en hemel, is my Here en ek prys U naam. Is my Here en ek prys U naam. Is my Here en ek prys U naam. Dankie, julle kan maar sit en julle kan by mamma en pappa gaan sit as julle wil. Vriende, deel van ons vreugde ook is om diensbaar te wees. Vreugde gaan nie net oor onsself nie. Vreugde gaan juis daarin, die lekkerste vreugde is juis daarin om diensbaar te wees vir iemand anderste.
So in die gemeente is daar baie maniere waarop 'n mens kan diensbaar wees. Die ouens wat die blomme doen is diensbaar, dankie daarvoor. Die ouens wat pannekoek bak, die ouens wat vetkoek bak, die ouens wat koeksisters bak, die sanggroep, die erediensgroep, die tegniese groep, die kerkraad, almal van hulle. Ja, waar jy betrokke is, waar jy 'n ou by 'n deur ontvang, waar jy in die oggend koppies uitsit, sodat ons na die tyd lekker kan kuier, is alles deel van hierdie diensbaarheid. Wanneer Paulus praat oor die liggaam, dan sê hy, julle is die liggaam van Christus, afsonderlik elkeen 'n lid daarvan, en in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. So elke een van ons het 'n taak, en so is ons kerkraadslede ook, is ouens wat geroep is om 'n bepaalde taak uit te voer hierso. Ons gaan nou ons gaan 3 nuwe kerkraadslede verkies. Willie en Stef is nuut en Ignas word herkies. Ek gaan sommer vra dat julle asseblief hier na vore kom, na my toe asseblief. Willie, ja, jy is sommer hierso by my. Staan hierso by my. Ek gaan hierso by julle kom staan. Dit is nou nie so 'n tafel tussen ons hier nie. Kom staan hierso by my. Ignas. Dankie Stef. Ja, nie oor die draad trap nie. Goed. Vriende, ek het nou lekker gesprek met elke een van julle gehad en ek kan vir julle sê vanoggend hierso, dit was nie net 'n sommer 'n ja, ek is reg daarvoor nie. Dit was 'n ja gewees wat met voorbidding gepaard gegaan het van ons kant af. Dis 'n ja wat gepaard gegaan het met selfondersoek. Here, is ek gereed hiervoor? Op die ou einde wat vir my die kwalifikasie is van 'n kerkraadslid is in die eerste plek, julle is die bewakers daarvan dat dit in hierdie kerk en in hierdie gemeente oor Jesus Christus alleen gaan en oor niks anders nie. Julle is die ouens wat vir ons moet sê hoor hierso, as julle nou met kantgoedjies besig raak, dis nie waarvoor ons hier is nie. Ons is hier net oor een ding en dit is oor die hoof van die kerk en dit is oor Jesus Christus. So dit is vir my belangrik as geestelike leier. En dan om ons lidmate te motiveer deur voorbeeld, deur diensbaarheid. Dit doen 'n ou as kerkraadslid en dit is waarvoor julle julleself ook beskikbaar gestel het. Diensbaar in die erediens, diensbaar in ons gemeente. Partykeer sonder dat daar 'n vreeslike aankondiging is hierdie ouens net besig om goeders in plek te kry sodat ons kan funksioneer as gemeente. Dankie daarvoor. Ek gaan aan julle daardie 4 vrae wat ek aan julle gestuur en ek gaan dit deurlees en dan gaan ek vra dat julle daarop antwoord. In die eerste plek dat die Here het die eerste tree geneem. Die Here is besig met julle gewees en hy het die eerste tree geneem in julle roeping as kerkraadslede. Dis nie die kerkraad wat julle geroep het nie. Dis die Here in die eerste plek. Tweede plek. Ons aanvaar die Bybel wat getuig van God se eerste tree. Dis God se woord wat vir ons sê ek kom na julle toe, nie julle na my toe nie. Ek kom na julle toe as kerkraadslede ook. Derde, ons wil nuwe tree gee met ons gawes. Die Here het aan julle bepaalde gawes gegee. Dankie tog daarvoor dat dit verskillende gawes is en daai gawes sê julle wil ek gebruik tot eer van die Here. In die vierde plek. Die kerk is 'n spansport. Nie een ou, dis nie 'n one-man band nie. Ons is deel van die liggaam en ons dien mekaar saam as liggaam van Jesus Christus. So ons gee hierdie nuwe tree saam met ander gelowiges en gemeente. Ek vra vir julle dat julle vir hierdie manne sal bid en vir die kerkraad sal bid. En van ons kant af beloof ons as kerkraad na die beste van ons vermoë sal ons julle dien soos wat die Here dit op ons hart lê. Wil jy ek gaan vir jou vra? Is jy reg met daai 4 stellings? Ignas? Stef? Right. Dankie. Dit is heilige oomblikke hierdie want ons sê dit voor die Here sê ons ja. Dis hy wat hierdie lig binne in ons laat brand. Dankie daarvoor. Kom ons staan en dan sing ons vir hulle
die seën van die Here. Hierso is julle kerkraads handleiding en dit help vir 'n ou sommer net om te weet waarvoor is ek hier, wat moet ek doen. So baie geluk en weer eens geluk vir jou ook, Ignis. Op die span, ons sien regtig uit daarna om die pad saam met julle te stap. Dankie. Ek kan gaan sit. Dis reg. Voet. Kom Willie. Dankie Gerard. Dis die beste wat ons kan doen. So vriende, vanoggend se vreugde. Kom ons gaan oor in aanbidding. En dan loof ons die Here ook in aanbidding in ons vreugde. Here, ons wil saam met die psalmskrywer van Psalm 103 sê, ons wil U loof en ons wil U prys. Met alles binne in ons wil ons U loof en prys. Want dis U wat vir ons sondes vergewe. Dis U wat ons genees. Dis U wat vir ons liefhet sonder perke, geen einde aan die mag van U liefde nie. Dis U wat ons sondes van ons verwyder, Here, en vir ons skoon was deur die bloed van Jesus Christus. Dis U wat deur U Gees binne in ons kom woon en vir ons herinner daaraan dat ons kinders van U is. Dis U, Hemelse Vader, wat met oop arms na ons toe kom en vir ons ontvang. Dis U wat ons vir mekaar gee as gemeente. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons in mekaar se vreugdes kan deel. Dankie dat ons ook in mekaar se pyn kan deel. Dis vir ons 'n voorreg. Dankie daarvoor. Mag die vreugde wat ons uit U uit beleef, mag dit oorspoel ook na die wêreld toe, dat ons dit nooit vir onsself sal hou. Here, gee vir ons 'n hart vir hulle met wie dit moeilik gaan. Gee vir ons oë, gee vir ons ore om raak te hoor waar U vir ons wil gebruik. Dankie vir ons nuwe kerkraadslede, dat ons, ek bid U seën ook af, soos wat ons gesing het op hulle, mag hulle U inwonende Gees ook in hulle lewens ervaar. Dit alles bid ons in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vriende, nou gaan ons geleentheid gee uit ons vreugde uit om die Here te dien met ons dankoffers. All my days I've been held in your
are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Here is goed vir ons. Meer as wat ons ver oor verdien. Kom ons staan en dan sing loof ons die Here. Die almachtige Schepper van die hemel en aarde, van die grootste heelal. U Heer is verheven bo almal, daar is niemand soos U nie, is die enigste God. Aan U alleen behoort die mag, Heer, en al die krag en die grootheid, die rykdom, die roem en die majesteit. Aan U alleen behoort die lof, Heer, en al die glans en die beelde, die luister, die eer en die heerlikheid. Aan U alleen, aan U alleen behoort die mag, Heer, en al die krag en die grootheid, die rykdom, die roem en die majesteit. Aan U alleen behoort die lof, Heer, en al die glans en die beelde, die luister, die eer en die heerlikheid. Aan U alleen, aan U alleen, aan U alleen. En nou is dit die Here se grootste vreugde om sy seun vir ons te gee en ontvang dit ook in vreugde.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees vir ons groot vreugde gee in ons harte. Amen.